spicato al mundi, dona es requiem, dona es requiem, sempiternam, sempiternam, Vriende, môre. Almal welkom vanmôre hierso, terwyl die wat nog instap en die wat nog hulle plekke kry, wil ons sommer net so geleentheid gee vir almal om mekaar te groet. Ek sien ek is bly ek het nie vanmôre die chocolates hierso nie, was so 'n bietjie in die skuld gewees het. Maar aan al die besoekers, al die vriende, almal familielede, hartlike welkom vanmôre hier in die huis van die Here. So kom ons draai sommer so links en regs, dan groet ons mekaar sommer net so. Vriende, vanmôre is dit werklik 'n besonderse oggend wat ons net weer terugkyk na die belofte wat vervul is in die geboorte van Jesus Christus. Die messiaanse belofte wat aan ons gegee is, waar ons vanmôre kan met vrymoedigheid weet ons is gered deur die geboorte van Christus. 'n Vreeslike opoffering wat God gemaak het om vir ons te gee, 'n geskenk wat ons nie kon verdien nie. En daarom 'n geseënde Kersfees aan elkeen vanmôre hierso. Mag julle werklik gegroet wees vanmôre in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vanmôre se diens gaan so klein bietjie anders wees. Ons het vir Philip Kotse hierso wat vir ons gaan voorgaan met 'n musikale weergawe van 'n Kersdiens, 'n lekker luister en saam sing diens wat ons die Here gaan loof en prys met musiek en wat hy 'n storie gaan vertel daardeur ook. So Philip, baie dankie vanmôre en alle seën en sterkte vir jou ook met hierdie uitvoer van hierdie diens. Nou afkondigings, die gemeentelede wat op die WhatsApp groepe is, julle het reeds die afkondigings ontvang. So neem ook nou kennis, die gebedslys is ook daarso. So bly in gebed ook vir die persone daar en dan ook as julle enige iemand van weet, voel vry, kontak ons gerus dat ons dit op ons gebedslyse kan uitsit. Dan neem net kennis, ons oujaarsdiens is 7 uur, die komende einde van die jaar, daai 31ste die aand, 7 uur, hier in die kerk, voel vry, kom woon dit by, dis lekker vroeg, so jy kan nog betyds weer by jou braaivleisvure wees, sodat jy daar saam met die gesin kan tyd spandeer, maar net so om die jaar op die regte noot af te sluit. Nooi as julle almal uit om na ons oujaars aanddiens te kom, 7 uur hier in die kerk. Dan vanmôre wil ons nie die diens regtig onderbreek nie, so ons gaan sommer nou geleentheid gee vir die kollekte om opgeneem te word, waarna ons dan gaan oorgaan na die formaliteit van die diens self. So kom ons dien die Here met ons offergawes.
I'm bly om te sien, al is ons kerkraad 'n bietjie uitgesaai op vakansie. Is daar altyd gewillig aan om te help. Baie dankie om Drew. Vriende, kom ons sit dit so, dan sluit ons gou die oë en dan kan ons aangaan met die formaliteite. Here, baie dankie vanmôre vir hierdie geleentheid wat ons het om te kan teruggee in die tyd waar ons vandag lewe, Here. Here, ons vra dat U ons werklik sal seën sodat ons 'n seën kan wees vir ander. Wees ook met die verrigtinge vanmôre en die diens wat U bring. Dankie dat ons weet U het ons harte reeds voorberei. Wees so met Philip ook wat vir ons die diens voorbring. En Here, wees met ons dat ons geseën sal wees. En dat U werklik vanmôre aan ons 'n storie opnuut sal kom vertel. Sodat ons dit kan saamneem en kan getuig daar buite in die wêreld. Here, baie dankie vir almal wat gesinne hier het. Here, dankie dat ons ook so die gesindheid as gesin van hierdie gemeente kan uitleef. Baie dankie vir hierdie geleentheid vanmôre. Amen. Goeiemôre. Dit is regtig vir my 'n besondere voorreg om daar uit die Jacaranda stad, hier vir julle in die moederstad te kan kom kuier. Ek wil vandag vir jou vra, as jy na jou hand kyk, hou jou hand bietjie daar. En dan gaan jy nou sien dat jou hand het 27 beentjies in elke hand, 29 gewrigte. Jy het ten minste 23 ligamente, daar's 34 spiertjies, 48 senuwees en 30 are in jou hande het. En jou hand vertel hoe ongelooflik kompleks 'n mens se liggaam geskep is. Hande wat vertel dat God hulle aan mekaar gewewe het. Dan wil ek jou vra, sien jy dalk hande wat mooi versorg is, sonder merkies, sonder snye, sonder sonskade, die ouer mense weet daarvan. Hande wat vertel, die lewe was maklik en sonder terugslag. Of sien jy dalk hande met eelte van harde werk, hande dalk vol olie, verf, meel of grond, hande vol plooitjies en are, wat dit is omdat hulle nie meer jonk is nie, hande wat krom is van arteritis, hande wat letsels het, hande wat vertel, die lewe het sy draaie met jou gemaak. Dalk lyk die lyne op jou hande nie baie mooi nie, en as jy skaam vir jou hande, dalk vertel jou hande dat hulle iemand seer gemaak in hierdie jaar het, of iets afgebreek het. Watter storie jou hande ook al vertel, vandag kan jy beleef dat die Here vir jou sê, ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Watter storie jou hande ook al vertel, hoor vandag dat die Here sê, ek sal hulle versorg en hulle beskerm. Niemand sal hulle uit my versorgende hand ruk nie. Daarvoor sal ek self sorg. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vader se ryk, word uit liefde aan mense gelyk. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. 'n Babatjie word in die sagte jong hande van sy moeder geplaas. Maria, die nooi van Nasaret, self eintlik nog kind, neem hierdie babatjie in haar jong hande, 'n koningskind in mense hande. Maar God weet wat hy doen, want Maria se lewe was in sy hande. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou begenadigde, die Here is by jou. Heilige nacht, Jesus
heilige naam. Jesus hier, voor die macht, voor die rijk, moet die duisternis slaan. Tot in eeuwigheid bly die nacht. Hier gebore vir ons, hier gebore vir ons. Maria was verbuisterd oor die Engelse woorde en sy het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Die swanger Maria was in goeie hande. In daardie tyd het keiser Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. So lief het God die
Daarom juich ons harte opnieuw die Kersfeestyd. Ons Heiland is gebore, vertel dit wêreldwyd. 8 dae later, toe dit tyd was om die kindjie te besny, het hy die naam Jesus gekry. Die naam wat deur die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. Daar destyds 'n man wat met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrou aan die wet en vroom en het uitgesien na die koms van die verlosser van Israel. Die Heilige Gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaak dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Here gesien het nie. Deur die Gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouers die kindjie bring om vir die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem, God geprys en gesê: Here, laat u dienaar nou in vrede gaan volgens u woord, omdat my oë u verlossing gesien het, wat u gereed gemaak het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot eer van u volk Israel. Jesus in die hande van Simeon wat vol van die Heilige Gees was. Skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Meteen staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: Moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser Christus, die Here, gebore. En dit is vir julle die teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skaapwagters, hardwerkende, geharde manne met growwe hande, is van die eerstes wat hierdie babatjie sien en hulle hande ophef in lofprysing vir hom. Loof die Heere God, en die
hoogste hemelen, met hul harte vol van vreugde, pratel van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, en die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, en die hoogste hemele. Here in die hoogste hemel, klink dit nou die wêreld deur, liefde, vrede, welbehae, daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Die vreugdelied wat engele sang, het die boodskap oor Jesus aan herders gebring. Die goeie nuus, soos lank reeds voorspel, het die engel die nag aan die herders vertel. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die lied wat al die engele sing, is die boodskap wat vrede op aarde sal bring. Aan God die eer, weer klink daar die lied, wat die engele juichend vol lof aan hom bied. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Die goeie nuus wat engele bring, is die boodskap wat herders oorweier laat kring. Met herders wil ook ons nou getuig, en in dankbaarheid oor ons verlosser bly juig. Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Ook Dawid was 'n skaapwagter wat sy pa se vee in die veld opgepas het. Die Here kies hierdie skaapwagter om ook die herder van sy volk te wees. Hierdie gewone skaapwagter word later die koning van Israel. God het die profeet Samuel gestuur om Dawid te gaan salf as koning. Die skaapwagter koning word deel van die voorsate van Jesus Christus. Ons weet eintlik min van Jesus as klein seentjie. Al wat Lukas skryf is, die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. In sy opvoeding en onderrig het sy ouers sekerlik 'n belangrike rol gespeel, want van Joodse ouers was verwag om hulle kinders daar by die huis aangaande God te onderrig, en hulle moes eerstens die verhaal van God se bemoeienis met Israel leer.
Dan ook sy wette wat hulle gemaan het om 'n heilige lewe te leef. Die kinders moes aangemoedig word om soos Abraham voor die aangesig van die Here te wandel. Verder is hulle onderrig in praktiese wysheid, soos ons sien in Spreuke en die Spreuke van Salomo. As kleuter sou sy ma Maria hierdie rol vervul het en toe hy ouer geword het, sy pa, Josef. Later van tyd kon hulle hom dalk na 'n sinagoge gestuur het om deur die rabbi verder onderrig te word, veral omdat hulle bewus was van wie hy was en die rol wat hy moes speel. Dit sou egter nogal moeilik gewees het, want nes in ons tyd was, ons weet Josef was nie 'n ryk man nie, hy was 'n timmerman. En dit was maar 'n mens met jou hand diep in die sak steek om dit te kon doen. Wat ons wel met sekerheid kan sê, is dat Jesus kon skryf en hy kon lees, want hy het in die loop van sy bediening uit die boekrol van Jesaja in die sinagoge van Nasaret voorgeles. Hy het ook dikwels uit die Ou Testament aangehaal. En soos ek hierbo gesê het nou, hy het 'n besondere insig in die skrif openbaar. Hy kon dit uitlê. So kon hy byvoorbeeld die ganse Ou Testamentiese wetgewing saamvat in die een liefdesgebod om God en naaste lief te hê. Dit het die skrifgeleerdes verstaan. In die stad van koning Dawid, in die nederige stad, in 'n krib lê daar 'n kindjie, koning van die groot heelal. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Hy kom woon hier onder mense, hy kom red van die dood. Hul wat in hom glo hom aanneem, die verlos hy uit hul nood. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Eenmaal sal hy as die regter in sy koningsmajesteit weer verskyn vanuit die hemel in volmaakte heerlikheid. Jesus Christus, God en Heer, aan die koningskind ons eer. Wyl buite helder die sterre skyn, in 'n krib is gebore 'n kindjie klein. Herde spring van ver hul eer, sy moeder streel sy handjie teer. Sy ken nie sy doel, sy pyn, sy lot. Hierdie kindjie, hierdie baba, die seun van God, vra is hy, haar kindjie net, die seun van Maria, nooi van Nasaret. Skielik word die nag verlig, engele daal daar neer, hul besing die lof van Jesus saam, aan God bring hul die eer. Halleluja, loof die Heer, halleluja, prys sy naam, hemels vreugde, hemels lof, prys sy ewig heilig naam. Terwyl die son se strale skielik kwyn, aan 'n kruis hang 'n man deurtrek met pyn. Sy moeder staar, verslaaf, verward, haar gesig vertrek van helse smart
Nou ken sy die doel, die pyn, die lot van haar kindjie, haar seun, die seun van God. Tog is hy nog haar kindjie net, die seun van Maria, nooi van Nasaret. Skielik word die nag verlig, engele daal daar neer, hul besing die lof van Jesus saam, aan God bring hul die eer. Halleluja, loof die Heer, halleluja, prys sy naam, hemels vreugde, hemels lof, prys sy ewig heilig naam. Halleluja, loof die Heer, halleluja, prys sy naam, hemels vreugde, hemels lof, prys sy ewig heilig naam, prys sy ewig heilig naam. Alhoewel dit Maria en Josef Jesus se ouers was, wat sy hand vasgehou het as kind, was dit God se hand wat hom beskerm het. Daarom, soos hy ouer geword het, het Jesus se hand uit sy ouers se hand geglip, en dit was stewig in die hand van sy vader. Reeds op 12-jarige ouderdom, nadat hy agtergebly het in die tempel, is Jesus se antwoord aan sy bekommerde ouers: "Waarom het u na my gesoek? Het u nie geweet dat ek in die huis van my vader moet wees nie?" En die hoogste, vrede op aarde, en die mense welbehae. Ere aan God en die hoogste, en die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, en die mense welbehae, en die mense welbehae. Here aan God, en die hoogste, en die hoogste, en die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, en die mense welbehae. Amen. Amen. Reg van die begin van sy bediening af, bring Jesus se hande seën. Hy genees siekes, dryf duiwels uit mense, en laat selfs dooies opstaan. Dink maar aan die weduwee van Nain se seun, want daar staan geskryf, hy, dis nou Jesus, gaan toe nader en raak aan die baar. Die draers gaan staan toe, en hy sê, jong man, ek sê vir jou, staan op. Die dooie het regop gaan sit en begin praat. Let op, hy raak aan die baar. Dink ook aan die dogtertjie van Jairus, en die vrou met bloedvloeiing. Jesus vat aan die dogtertjie se hand en sy lewe weer. Die vrou met bloedvloeiing raak aan Jesus se soem en word genees.
Dink aan die vermeerdering van die brood, wat deur sy hande gebreek is, asook die eerste nagmaal. Selfs in Jesus se uur van nood, wanneer hy gevange geneem word, genees Jesus die slaaf van die hoëpriester se oor, deur net daaraan te raak. Hoor die blye engellied, aan die koning zijn gebied, vrede op aarde, God die eer, hy daalt tot die son daar neer. Almal wat hom liefhet sing, om lof en dank te bring, almal juig met hart en stem, God word mens in Bethlehem. Hoor die blye engellied, aan die koning zijn gebied. Christus ewig God en Heer, Christus daarom hoog vereer. In die volheid van die tyd, word hy mens in nederigheid. Sondelose lam van God, kom aanvaar die mense lot. Hy met mense saamgetel, ware God Immanuel. Moet die aarde bring om eer, Christus ewig God en Heer. Jesus ware vredevos, kom oor hom 'n volk verlos. Wêreldwyd in elke land, kom bevryding deur sy hand. In ons nood het hy gedaal, vir ons lewe duur betaal. Vrygemaak deur hom gevind, is ek ook 'n koningskind. Almal deur sy koms verlos, dank en loof die vredevors. En dan was daar Pilatus se hande. Die hande wat hy in onskuld kom was het voor almal om homself te probeer verontskuldig. Om te probeer distansieer van die besluit wat hy gemaak het om Jesus uit te lewer, om gekruisig te word. Ons lees, toe Pilatus sien dit help niks nie en dat daar eerder 'n oproer kom, het hy water gevat en voor die skare sy hande gewas en gesê, ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Was jy ook al kwaad vir Pilatus oor die hande was? Hoe kon hy dit toelaat dat die skare hom ompraat om Jesus te laat kruisig? Ek lees ergens hierdie stukkie, vir ons skulde het God iemand gestuur, wie sy hande bou, koester, help, uitdeel, uitnooi, omgee, beskerm en seën. Al die ander hande het hom gevat en met ruwe spykers deur sy hande hom aan 'n kruis laat hang. Pilatus se hande, soldate se hande, ruwe hande, skrifgeleerdes en priesters se hande, verraaiers se hande, ons hande, jou hande, my hande. Pilatus was sy hande en Jesus word gekruisig. En tog was ook dit so bestem. Pilatus se hande was dit as ware God se plan van verlossing tot sy hoogtepunt gebring. Jesus word in ons plek gestraf, geslaan, gespoeg, gespot en gekruisig. Jesus vat ons straf. Sy bloed bring versoening en verlossing vir ons. Pilatus se hande was, bring meer dat ons nou met skoon hande voor God kan staan. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsuikerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas met skoon water. My hande hef ek op na U, ek
loof u naam en buig voor u, want u is Heer, die koning van my hart. Ek dien geen vreemde gode nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek verander nie, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. My hande hef ek op na U, ek loof U naam, ek buig voor U, want U is Heer, die koning van my hart. Ek dien geen vreemde gode nie, en niks is meer belangrik nie, as dat U in my hart regeer. Daar is geen plek verander nie, voor U, o Heer, lê ek nou my lewe neer. Hoe kom nou en aanbid Hom, hoe kom nou en aanbid Hom, hoe kom nou en aanbid Hom, Christus die Heer. Hoe kom nou en aanbid Hom, hoe kom nou en aanbid Hom, hoe kom nou en aanbid Hom, Christus die Heer. Kom lof sing die Here, Hy is onze koning, vir ons word Hy mens en oorwin die dood. Hy heers met reg in hemel en op aarde. O kom nou en aanbid Hom, o kom nou en aanbid Hom, o kom nou en aanbid Hom, Christus die Heer. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. So sê Efesiërs 6. Dis nou iets wat ek graag in my hande sal wil hê. Iets waaraan ek verbeter sal vasklou, die skild van geloof. Die skild wat na alle kante toe kan keer dat ek versoek, verlei of verneder word. Die skild wat enige twyfel in God se beloftes en in Jesus se vergifnis en verlossing sal keer. Die skild wat my sal herinner dat ek sterker is as wat ek dink, dat ek meer kan verduur en vermag en verdra as wat ek in my menslike swakheid kan dink. Ja, die skild wat my sal herinner dat God my eintlike skild is. Ons lees hierdie mooie woorde: die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. En as
my geloofskuld my dalk in die steek laat, dan sal ek soos Petrus uitroep, Here, red my. En Jesus sal verseker sy hand uitsteek en in liefde en genade my persoonlike geloofskuld word. Ons lees in Matteus 14 vers 31. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Dan sal ek sy hand vasgryp en saam met hom op die water loop. Ek weet verseker, Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy laas en sag is sy juk. Hy gee vermoeides die ware geluk. Selfs as ek struikel en dit berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Put your hand in the hand of a man who still the water. Put your hand in the hand of a man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently. Just put your hand in the hand of the man from Galilee. So klink 'n baie ou bekende liedjie. Ek sien baie mense dit onmiddellik herken. Eenvoudige woorde met 'n ongelooflike uitnodiging. Kom sit jou hand in die Here se hand. Ja, in die hand van een wat mag het oor die see. Die een wat 'n storm kan laat bedaar met 'n paar woorde. Is jy bang? Is jou geloof vanoggend dalk te klein? Voel jy oorweldig? Is die golwe rondom jou angswekkend? Lyk dit vir jou asof die storm al hoe erger word? Sit jou hand in die Here se hand. Net soos Petrus gedoen het toe hy begin sink het en bang geword het. Ons lees, maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Ek hoop jy het ook die woord dadelik raak gehoor. Van bo af het die Here sy hand uitgestrek en my gegryp, sê die psalmdigter, my uit geweldige waters uitgelig. Dit is die getuienis van baie mense. Dalk moet ons probeer dat dit in 2026 ook ons getuienis sal wees. Met middernag word feestlik weer verkondig dat God as mens neergedaal het op aard om te bevry die mensdom van die sonde, sy volk te red
van die dood en die smart, en nuwe hoop vervul die hele aarde, toe daar die nag gebore is die Heer. Kniel voor hom neer, kom lowe hom na waarde, dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Dis Kersfees, dis Kersfees, die Heer daal tot ons neer. Met bly gemoed, laat ons tesame nader, na daardie krib van die heilige kind. So het die wyse voor sy wieg vergader en voortgelei deur die ster hom gevind. Ons kan hom nooit na waarde prys en lowe vir ons gebore en vir ons gelei. Kom almal saam, verhef jul stem na bowe. Dis Kersfees, dis Kersfees wat ons aan Jesus wy. Dis Kersfees, dis Kersfees wat ons aan Jesus wy. Welkom o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder sonne Kersfees in hierdie land o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke byer in uwe oue taal. Kyk selfs die nagtelike swyer, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk.
Christus kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Ek gaan vra die wat kan staan om te staan vir die laaste 2 liedere. Kom alle getrouwes, vrolijk en vol vreugde, o kom in die Gees nou na Bethlehem. Loof dan die kindjie tot ons heil gebore, kom buig daarin aanbid, kom buig daarin aanbidding, kom buig daarin aanbidding voor Jesus die Heer. 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vors van vrede, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, ons buig en bly aanbidding, verlosser en Heer, kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde. Buig dankbaar en aanbidding, buig dankbaar en aanbidding, voor Geser en Heer. Kom lof sing die Here, hy is ons koning, vir ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, buig dankbaar en aanbid, buig dankbaar en aanbid, voor die hofte en Heer. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer, hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting, wat vir altyd sal hy staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof
Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas besuine, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om prys om Halleluja, loof om prys om Halleluja, loof om prys om Halleluja, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal ewig staan, want sy woord sal